Goeiedag en baie welkom. As ek begin, nou groet ek hier die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader hier Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Halleluja. Here, dit is wonderlik. Ons kom tot U vanoggend in die naam van Jesus. Ons wil U aanbid, Here. U is wonderbaar. U is die Here. U is die koning van konings. U is, Here, die almagtige. U is God. U is wonderbaar. Here, daar is niemand soos U nie. U is heilig. Here, ek kan dit 1000 keer sê, U is heilig. Here, U is God. Word verheerlik. Here, dankie vir U genade oor ons. Here, dankie vir U sorg. Dankie, Here, vir elke ding wat U doen. Here, dankie vir elke dag. Here, ons weet nie eers 100ste van wat U vir ons doen en wat waar U gekeer het vir ons nie. En Here, waar U ons nie begrip nie, Here. Ons reageer maar net op wat ons sien en wat ons waarneem en wat ons betrokke raak. Ons weet nie, Here, van al hierdie goed wat deur aangekom het en toe nooit by ons uitgekom het nie. U is wonderbaar. Here, en ek bring vanoggend weer eens elkeen na U toe, Here, met sy eie besonderse probleme, Here, of dit wat hulle dink probleme is. Here, ek wil vanoggend in Jesus naam, Here, elkeen se dinge vat en oorgee aan U en sê, Here, daar is dit. Ons het nie probleme meer vanoggend nie. Ons het dit oorgegee aan die Here. Hierdie probleem word nou 'n geleentheid, word nou 'n geleentheid vir die openbaring van die krag, van die versorging, van die goedheid, van die liefde van die Here. Ek het niks om te vrees nie. Here, nie in hierdie verhouding wat skeurbreek lê nie. Here, of gelykheid of dit skeurbreek lê nie. Here, nie in hierdie finansies nie. Here, nie in hierdie siekte toestand nie. Here, in alles is U in beheer. Ons is veilig, Here. Ons is opgewonde om te sien wat U volgende doen. Want U het 'n woord vir ons gegee en dit staan in die Bybel, Here, vir elke een van ons. U sal nie toelaat dat ons meer versoek word as wat ons kan hanteer nie. Amen en amen, en dit is waarop dit staan. Here, seën ek elke een se tiendes en offers. Here, dankie dat dit nie kon deurgaan vrugbare grond toe, dat dit nêrens in 'n sak gehou is nie. Here, daar is nie 'n banksak waar dit gehou word, waar dit nie kan ontkiem nie. Saad is in die grond. Elke liewe saadjie. Daar is nie een in 'n sak wat in 'n sak lê nie. Dankie, Here. Seën elkeen oor die inkomstig. U wil en U genade en die rykdomme van Jesus. En spreek met ons in Jesus naam. Amen en amen. Hier is 'n prent vanoggend. Ek weet nie of hy regtig deurkom wat ek wil probeer sê nie. God vra slegs gemiddeld. Ek praat daarso in Romeine 12 vers 1 van 'n gemiddelde godsdiens. En 'n gemiddeld is 'n C-simbool, 'n slaag. In enige klassifikasie word 'n C-simbool gebruik vir redelik. As jy iets gekry het, is 'n C werd, dan is dit redelik. Goeie Afrikaanse woord is seker average, dis so average. Dit beteken C, dit is nie goed nie, dit is nie 'n B nie, maar dit is nou ook nie swak nie, dis ook nie 'n D nie. Dis so gemiddeld, hier in die middel rond. En vir die meeste mense is 'n C, dink as jy kind
se rapport kry, daar's 'n see. 'n See gee altyd so 'n verligting sig eintlik. Dankie, tog, dis nie 'n D nie, dis nie 'n druip nie. Dis nou nie te goed nie, maar hoorie ten minste, veral in die einde van die jaar, dis ten minste nie 'n D nie, dis daarom nie 'n druip nie, dis 'n slaag. En so deur die eeue het God vir die Israeliete altyd godsdienstige opdragte en offers gegee wat hulle moes uitvoer. Wat ten spyte, as jy daaraan dink, jy moet nou mooi dink, saam dink. Ten spyte van die gaping wat daar is tussen God en mens, was dit eintlik redelike opdragte. As jy dink aan die gaping, die gap wat daar is tussen mens en God, dan is dit wat die Here nog al die jare gesê het, wat die mens moet doen, baie redelik. Want as jy dink waar die Here is, waar ons is, Here, dit is onmenslik ver en wyd uit mekaar uit. Wat u in u godheid en u almag kan sê, Here, moet eintlik onmoontlike goed wees. So dit wat u sê, nog altyd in u woord sê, is nog altyd eintlik redelik dan. En so het dit toe nou goed gegaan daarso in die Ou Testament, die goed was heel redelik gewees. Maar toe stuur God sy seun Christus Jesus na die aarde. En weet jy, toe Jesus op die aarde kom, toe lyk dit eintlik as ons weer eens net, Here, ons gedagtes, dankie, vat ons gedagtes saam met u, Here. Toe lyk dit of hierdie gaping tussen God en mens net groter word. Hoekom? Want toe kom Jesus op die aarde. En toe wys Jesus vir die mens op die aarde, hoe moet iemand lyk wat eintlik toegang tot die Vader moet hê. Hy moet sondeloos wees en hy moet heilig wees. En dit lyk of daai gaping, toe word hy groot. Want toe besef ons hoe groot is die gaping. Maar, nes wat jy wil, dan word Jesus letterlik en figuurlik, met hierdie groot gaping wat daar is, word Jesus die brug oor hierdie gaping, met sy sondeoffer. En sy sondeoffer word die brug. Wauw. Hoekom? Want die Here kom met sy sondeoffer en hy maak 'n brug, hy gaan bo oor, heilig en sondeloos gaan bo oor hierdie gaping. Ja. Sjoe. En dis dit toe nou almal, daarna gaan ons almal hemel toe. Nee, daarna gaan ons nie almal hemel toe nie. Wauw. Die mens wat hierdie sondeoffer aanvaar, kry toe in Jesus, in hom, deur hom, toegang, in hom, want dit is al wat toegang tot by die Vader kan bring, is sondeloos en heilig, en nou nie een van ons is nie, maar in Jesus kan ons daarby uitkom. Wauw. So, hy wat dan by daardie punt kom, hoe kom jy daar? Met weergeboorte, met sy gees gevul word, hierso kom het, halleluja, kyk wat gebeur, hierso vat weergeboorte, met die gees gevul, in Christus, in die gees, dan gaan ons oor hierdie groot gap wat daar is, en ons het in Jesus toegang tot God. Wauw.
Wow. Dis eintlik wow as jy daaraan dink. Dis eintlik baie wild. En as jy mooi daaraan dink, dit wat toe nog meer onmoontlik lyk en hierdie gaping nog groter maak, wow, wat gebeur? Die Here maak hierdie wat nou eers groot lyk, maak hy nog meer gemiddeld average. Ja. Nog meer 'n redelike opdrag. Want dit vra net een oorgawe. Een oorgawe aan die Here. Wow. En die Here noem dit in Romeine 12 vers 1, kom hy en hy sê dit by die naam, dat dit is 'n redelike godsdiens. Dis nie 'n A, moeilik A+. Ek het nooit 'n A+ in my lewe gekry nie. Ek gaan nooit daarby uitkom nie. Nee, die Here sê nee. Dit hoef nie eens 'n B te wees nie. Net 'n C maak ek dit redelik. Daar staan geskrywe. Hoor wat is die redelik in God se oë. Stel julle liggame as 'n lewendige, heilige en aan God welgevalle offer. Dan staan daar, is nie ek wat so sê nie, dit is julle redelike godsdiens. Amen. Dit is net redelik. Dit is nie eers verskriklik uithaal nie. Dit is redelik. Die meeste mense, as ons eerlik is, se beste, se A+ godsdiens aan God is aanbidding. Maar Paulus sê redelike godsdiens. Redelike godsdiens is om jou liggaam as 'n lewendige, heilige offer aan God welgevalle aan hom te skenk. Hoeveel van ons kom werklik by redelike godsdiens dan uit, wat ons liggaam as 'n lewendige, heilige, welgevalle offer aan God geskenk. Paulus gebruik ook die Griekse woorde. Nou hoor hier, nou raak dit waar. Om dit te verstaan nog meer. Hy gebruik die Griekse woorde logikos, latria, elexi, Jesus, wat beteken redelike aanbidding deur hemelse diens vanuit die woord Jesus. Dit is wat redelike godsdiens hier beteken. Redelike aanbidding deur hemelse diens vanuit Jesus, vanuit die woord Jesus. Wow. Wat Paulus hier sê is, Here, dit is openbaring op openbaring, dit is te groot. Die hemelse diens volg uit Jesus. Amen. Dit dink ek is baie maklik verstaanbaar. Maar hoe uit Jesus? Hemelse diens wat jy van praat hier Paulus is diens wat begin toe Jesus hier op die aarde aan die kruis al was. Want die Here het dit vir ons aan die kruis uitgestal. Presies hoe? Dink mooi. Aan die posisie waarin Christus gekruisig was. So iets, né? Stryd en armpies wyd oop. Jesus se hoof
en sy voete was vertikaal. Vertikaal aan die kruis vasgespijker. Ting, ting, hy was so. Wat die mense, hoor hier, hierdie is, wat die mense vertikale sonde, die opwaartse sonde van die mens, dit is die sonde teenoor God, betaal, vergewe en uitwis. Jesus se arms was horisontaal aan die kruis vasgespijker. Wat die horisontale sonde, wat 'n sonde is dit? Dit is die sywaartse sonde, die sonde hierdie hoogte. Die sonde wat is op hierdie hoogte, mens teen mens, sonde uitgewis het, betaal het. Nou. So Jesus se kruisiging, sy posisie van die kruisiging. Dan het hy op 'n ander plek gesê, het jy dit al gehoor, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kom alles terug na die kruis toe, hoe Jesus op my kruis vasgemaak het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want ek het die vertikale sonde, mens teen mens, vergewe, mens teenoor God, die horisontaal. Jy kan nou jou naaste lief hê soos jouself. In eerste die Here. Wow. En die beste van dit alles is, dit vra geen betaling van jou kant af, mens. Maak dit baie gemiddeld, baie redelik, hè? Dit vra geen skuldgevoel van jou af nie. Dit vra geen meriete nie. Al wat dit vra is iets baie gemiddeld, baie redelik. Net gehoorsame oorgawe. Dit vra net, Here, heiligmaking najag. Dit vra net die dra van die vrug van die Heilige Gees in jou liggaam as 'n lewendige, heilige en welgevalle offer aan God stel. Want as jy dit doen, oorgawe, heiligmaking, geesgevul, vrug begin dra, dan word jou liggaam outomaties 'n lewende, welgevalle, heilige offer vir God. Here, dit is werklik 'n see, baie gemiddeld, nie eers veel uithaal nie. Amen. Is dit nie wow nie? Dit is, soos in, wow. Here, dankie. Sjoe. As jy dink, kan dit alles mooi. Here, dit wat jy alles doen, dit wat jy uitvolg, is omdat ons hier het ons, Here, wow, oorgawe, ons sit hom in 'n kompartementjie op sy eie, dan sit ons daar so, gehoorsaam, dis 'n dingie weer op sy eie, dan sit ons daar aan die enetjie daar so, okay, daar so is, nou moet ons heiligmaking, dit is nou daar op sy eie, vrug van die Gees dra, dit is, ons sit dit apart, waar dit alles net een is, Here, 'n gevolg is van hierdie oorgawe, weergeboorte van u Gees wat inkom en dan word dit, kom dit alles van self weer uit. Weereens, Here, doen ons baie min, is dit baie gemiddeld. As ons dit 'n simbool moet gee, Here, is dit maar see wat ons moet doen. Vraag is, watter simbool sal jy kry? Sal jy, kom ons begin onder, D, swak oorgawe, swak toewyding aan die Here, swak, Here, alles swak, sal jy swak kry, sal jy C kry, Here, gemiddeld,
Of sal jy 'n B kry? Goed. Here, ons probeer nie as A nie. Here se vraag is vir jou vandag, wil jy dit verbeter? Here sê, want al wat dit vanoggend vra, en ek gee jou die geleentheid vanoggend, sê die Here, of wanneer jy kyk, dit vra een gemiddelde optrede van jou. Een gemiddelde optrede. Wat sal dit wees? Een oorgawe en verbintenis. Amen. As dit jou begeerte is, vir die eerste keer, Here, om dit weer te verbeter, Here, ek wil uit die idee uitkom, ek wil hom na See toe gaan, Here, want dit was swak tot hierna toe. Ek is eerlik, Here, as ek hoor wat U sê, Here, ek is nie naby dit probeer ek is nie, Here, U is net nuur in die agterkop. Dan sê die Here, ek nooi jou uit, ek gee jou die geleentheid vanoggend om dit te kom verbeter. Daar is niks wat 'n ouer so bly maak as die rapport as jy hom kry. En jy sien die eerste kwartaal en toe het jy gemoun en geraas. En vandag sê daar rekeners moet nie meer pak nie. En toe my daai het dit en 'n paar goeie looie gekry. En dan ek weet nie wie wees die blyste, ek of my ma nie, oor my rapport as hy verbeter het nie. Want ek is so bly, ek weet ek gaan nie weer slaag kry nie, of my ma, wat so bly is, om te sien, dit het verbeter nie. En dit is wat ons vanoggend wil doen, Here. Ons wil U bly maak. Ons wil 'n verbetering bring. Dan nooi ek jou uit, volg my in gebed. Ek sal dit kort hou, dat jy dit kan volg, jou eie kan maak. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus. Here, ek kom lê my voor U neer. Here, U het alles maklik gemaak vir my, deur Jesus. Here, ek hoef nie eers vreeslik hard te probeer nie. Dit is gemiddeld wat ek moet doen. Net oorgawe. Ek dink wat U gedoen het, Here, en wat ek moet doen, is oorgawe, maar baie gemiddeld. Ek moet U nie net die reg gee om in U gees te kom regeer wat U in die hemel het, om dit te kom uitleef in my lewe. Here, ek kom vanoggend en ek gee, miskien vir die eerste keer, andersins, Here, ek kom gee weer vanoggend oor. Ek kom nie weer by weergeboorte vanoggend uit nie, ek is klaar weergebore. Ek kom gee net weer alles oor in 'n bekering. U sê in U woord, bekeer jou elke dag van die wêreld. Draai jou elke dag weg van die dinge van die wêreld. Ek vra U regtig, Here, om my meer sensitief, meer bewus van U heiligheid en U wil te maak. Ek gee weer oor. Reinig my weer met U bloed.
was my skoon. Maak my weer bewus van u gees in my. Here, dankie. Gaan aan dat ek dit kan handhaaf. Dankie Here dat u nie meer as 'n gemiddelde godsdiens van my verwag. Want Here, ons sukkel al klaar met gemiddeld. Maar dankie dat ons in u, in Christus, met u gees, dit kan handhaaf. En sal handhaaf. Amen. Amen en amen. Dankie Here, halleluja, prys die Here. Dit is dit. En, wow. Here, en ons het gedink, dit is, net om 'n bietjie te bid en 'n bietjie te dat, en bietjie saam Bybel te lees, saam maar by in te gooi en dit en u sê, wow, welgevalle offer aan u, hierdie hele liggaam. Alles wat ek doen, dit is maar gemiddeld. Dankie Here, dat ons vanoggend almal reg op hierdie oomblik dink mooi daaraan. Here, wow, daar is nie rooi kringetjies nie. Ek staan ten minste in C's. Halleluja. Prys die Here. Of jou punte was baie goed geweest toe jy 'n kind was, dat C's jou nie kan bly maak nie, soos wat dit my kan bly maak nie. Ek het daarom ons is bly, Here. Prys u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Onthou dit. Vertikale sondes, mens teen mens. Nee, vertikaal mens teen God en horisontaal mens teen mens. Here, jy het alles daar, sodat alles uit my lewe uit kan straal in 'n welgevalle offer vir u. Dit is wat daar staan. Wow. Ontvang die seën. Yeregogeta Adonai dishmarecha, Yair Adonai pawanelecha, wegogonechta, Yesa Adonai pawanelecha, we azmnecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou boed. Die Here is sy aangesig oor jou, laat skyn jou genade wees. Die Here is sy aangesig oor jou verhef, jou daar bo by hom sit in gemiddeldes, wat 'n welgevalle offer aan hom is. Deur hom Jesus en in die Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Tot volgende keer. Shalom. Vrede.